Welkom terug by die groot ontbyt. Kyk, hier's nou 'n bietjie van 'n bederfie. As jy hou van hardloop en as jy nou die dag daai kampioenskap in China dopgehou het waar ons soveel medaljes gewen het, dan is hierdie jou beste geleentheid van die dag. Leonard Kokemoer, daai ou wat die laaste 100 meter alles gegee het in Botswana so ingehaal het, is hier saam met ons vanmôre. Goeiemôre Leonard. Goeiemôre. Dit is oom, daar's hy. Daai Ag, dit was oulik. Leonard is 'n lekker voorreg om jou hier. Ek wil net vir jou sê, ons is groot fans van jou. Dankie. Ja. Dankie. Maar ek dink jou familie is groter fans, soos dit hoort. Kyk gou na hierdie storieetjie, né? Op die TV dan. Kyk ons gou net om te wys wat 'n groot fans sy familie is as hulle na die TV kyk. Go on, Lucas! No, no! Go on, Lucas! Go on, Lucas! Go with die, go. Jy kan dit doen. Ja, daar het jy dit. Nee, daar's 'n selfoonvideo wat jy kan onthou vandag. Skree so vir iemand in jou familie vandag as iets moois doen. Leonard, jy het ongelooflik mooi gemaak. Jy het ons so trots gemaak. Dankie. Daai laaste 100 meter. Was dit jou plan om so te hardloop? Want ons almal het gedink toe jy begin, toe gaan ons daar verloor se posisie. En jy het net rustig aangehou, aangekap en daai laaste 100 meter. Was dit die oorspronklike idee? Ja, dit was my oorspronklike idee, oom. Soos ek het net gedoen wat ek moes, want die dag voor het ek mos die mixed relay gehardloop. Ja. En daar ek was net kalm geweest. So ek het hier soos in die kompetisie ingegaan. Ek was nooit regtig soos op die vliegtuig gaan sit ek daar met myself en dink aan myself soos hoe moet ek nou eintlik hardloop? So ek het net my eie reis gehardloop, net probeer rustig bly, soos net kalm te wees. So as die ouens by jou kom dan dink jy nie ek moet gaan. Nee, so in die mixed relay het 'n Spanjaanse ou verby my gekom. Ja. Ja. En toe het ek hom net laat gaan en toe haal ek hom in 'n geval. So ek het net as iemand verby my wou kom, ek sou hulle toegelaat het. Ek sou net daai laaste 100 alles gegee het. Maar sien, hierdie kom ook nou met ervaring. So vir die mense by die huis wat nou nie weet nie, Leonard is die onder 16 en onder 18 SA kampioen in die 400 meter uit, onlangs die nasionale rekord gebreek vir 20 Rian Nemper se rekord. Ja. Nie die juniors nie. 45.03. So jy weet om hierdie te doen. Dit is met ervaring weet jy om hierdie te doen. Maar jy het ook saam met 'n klomp ervare mense gegaan na China toe. Wat het jy geleer met daai gesoute atlete hier om jou? Ek dink dit was soos die belangrikste om te gaan is om met die ander atlete wat al daar was te hardloop, want ek hardloop net 400 gewoonlik. Ek het nog nooit regtig soos aflos gehardloop nie. En die tye wat ek aflos gehardloop het, was ek nie in 'n baie goeie span nie, maar Ons sal stop bly. Ja. nee, ek bedoel dit nie so nie. Dis nie op daai vlak soos wat Ja. ek nou gehardloop het daar nie. Soos almal het my baie goed geleer en al die meeste van die ouer atlete het my baie gehelp om te sê wat om reg te doen en wat om verkeerd te doen. Soos True. ek het ingegaan nie om eers te weet hoe om die stokkie vas te hou nie. So hulle het my al baie goed geleer, so ja. As jy sê, so hoe baie het julle as 'n span saam geoefen voordat julle hierdie gehardloop het? Ons het 'n oefenkamp gehad hierso by UJ. Okay. So wat so 4 dae lank was. So dan het ons 2 keer 'n dag gaan oefen, die oorgees geoefen en daar's waar hulle my basies geleer het hoe om dit te doen. So ja. Ons is al baie trots op die feit dat jy daar was. Maar ek dink jou pa en ma stres so bietjie oor die feit dat jy nog in matriek is en eintlik aandag moet gee aan akademie by Help Mekaar. ja. Hoe lyk dit by die akademie op hierdie stadium? Het jy al ingehaal? Maar ek is sterk op pad. Die laaste 100 meter in Die laaste akademie is ook 100 meter. belangrik. Ek is sterk op pad. Nee, ek het al maandags by die skool begin en ja, daar is goeders wat ek nou moet vinnig aan die gang kom mee. Maar ek is heel rustig daaroor. Ek dink ek gaan fyn wees, ja. Maar dit is so lekker want die ondersteuningsnetwerk ook by die skool help jou natuurlik. Die Ja. onderwysers gaan uit hulle pad uit om seker te maak jy leef jou drome en leef jou talent uit en terselfdertyd sal hulle daarmee te ondersteun wanneer jy terugkom, alhoewel dit baie werk is ewe skielik wat jy moet Ja. opvang. Ek wil gou by jou hoor 'n persoonlike doelwitte vir jou. Kyk ons na, jy weet, eendag Wade van die Kerk se rekord of wat is jou persoonlike doelwit? Daai sal beslis 'n droom wees, maar vir nou dink ek fokus meestal op wêreld juniors wat volgende jaar is. Ek wil dit gaan wen en dan ook as hulle my nou kies om wêrelds te gaan hardloop hierdie jaar, maar my groot doel is wêreld juniors. Wêreld juniors. Jy het nie by die juniors deelgeneem hierdie jaar en jy's aan die seniors toe. Ja, nie, ja, is ja. reg? Ek het ook die laas jaar deelgeneem by die glad nie. En ek was laas jaar beseer. So, Graad 11. ja, ook het ek nie. glad nie deelgeneem. By juniors Ja. deelgeneem.
na seniors toe. Ja. Goeie genade. Nou, as jy sê juniors volgende jaar mikpunt, jy wil dit gaan wen, wat se tyd kyk jy na? Ek dink as ek daar is, sal ek meer hardloop vir die posisie en nie vir die tyd nie. Ek dink as jy net hardloop vir posisie, dan sal die tyd by jouself eie kom. So ek dink ek gaan te veel fokus op dit nie. In jou voorbereiding, soos doen julle ook seisonale voorbereiding sodat julle harder oefen in sekere seisoene of is dit maar reg deur die jaar verstaan standaard 7 dae 'n week? Hoe lyk jou voorbereiding? So ja, ek oefen maandag, woensdae, vrydag en saterdag en dan het ek een dag wat ek gym in die week. So maar my coach breek ons maar so af op tye. So ek kan nie nou meer op dit die hele tyd so vinnig hardloop. So sy het my al klaar laat maandag laat ver hardloop. So laat ek bietjie kan terug sodat sy my weer kan kry om te piek. Maar so ja. Is nou word jou hele roetine en jou plan deur die coach self beplan en bepaal en so? Ja, gewoonlik ja. Sy sê maar vir my op die dag as ek daar aankom wat ek doen. So ja. Wie is, kom sê nou maar net die coach se naam asseblief want sy verdien ook 'n bietjie. Ja, my coach se naam is Lindy Du Plessis. Nou ja, sy verdien ook baie krediet. Well done. Ja, absoluut. Hoe erg kyk jy na jou dieet ook? Of is dit eintlik maar net meer oefen of is daar net sekere goeders wat jy eet of eet jy eintlik maar net enigiets nog steeds? Ek is baie maar dan so ek eet maar eintlik maar net wat ek wil. So, jy hoef nie te kyk na wat jy eet, jy eet jy kan. Ek eet maar net wat ek kan. Ja. Ek is mal daaroor. Ek sal daar in die hotel sit dan sal ek my elke aand vir my 'n bakkie roomys ook maar skep terwyl die ander atlete maar daar Jy sien. Die res van ons nee. Okay, goed. Maar ja, die jeug. Lindert, as jy 400 meter hardloop, en ek neem aan, want ek is leek, ek weet nie. Ek neem aan elke atleet het 'n ander strategie. Party mense sal vinniger wegspring en half uitsak teen die einde, party mense sal meer regalige hardloop en hulle het 'n vinniger sterker einde. Wat is jou strategie as atleet? Wat is jou sterkpunte? ek sou sê ek obviously het ek nou 'n baie harde kick, so ek kan baie vinnig versnel. So dis hoekom ek dit gewoonlik vir daai laaste 100 hou. So dan kan ek verby almal gaan, maar ek het ook baie uithou. Dis wat ek ook baie het. So ek kan lank hardloop en dan kick. Dan kick. Ja, so dit is 'n sterkpunt van my. Hoorie so, een van die sterkpunte in 'n mens se lewe wat jy nooit moet onderskat nie is jou ondersteuningsnetwerk. Jou pa is hier buite. Hy sit, ek het hom vanmôre ontmoet, hy sit net hier buite. Wat het dit vir jou gesin beteken om jou dit te sien doen? Wat het hulle vir jou gesê? Ek dink dit was baie spesiaal vir hulle want hulle het nog saam met my gewerk deur alles waardeur ek al gegaan het, al die beserings en al so. Ek dink toe ek daai medalje terug huis toe bring, was hulle baie trots op my gewees. Ek dink ja, hulle het mal gegaan, maar ek dink hulle is baie trots op my gewees en ek dink hulle het dit baie waardeer, ja. En jy sien, dis al wat mense kan hoop is dat jy waardeer word en dat mense trots is op jou. Ja. Ons is trots op jou. Dankie. Baie dankie vir wat jy vir Suid-Afrika doen. En vir ons gemoed, dis lekker. Ja. Dis lekker om sterre soos jy te hê. En ja, ek dink daai rekord is op die ek gaan dit net maar sê, niks druk op jou nie, hoor. Hoe van die kerk se rekord is in die versuur baie sterkte. Dankie. Nou ja, Lindert Koekoeboer, my maskas, die man kan hol. Wat 'n lekkerte om hom vanmôre by ons in die ateljee te hê. Bly net daar waar jy is. As ons terugkom, dan maak ons die soetste, lekkerste ding. Lindert kan waarskynlik saam met ons eet. Hy het mos nie 'n dieet nie. Dan maak ons 'n besigheid met Karen Blanchet wat allerhande heerlike karamel in het net na die advertensie.